Hierdie deel is nie net vir die vrou nie, maar ook vir die mans. Jong seuns, jong dogters. Nou, dit maak nie saak of die jong seun sê, hoorie, gaan jy eendag trou? Nee, ek gaan nie trou nie, jy weet. En jy gaan eendag iemand ontmoet met wie jy graag jou lewe wil deel. En selfs ons jong manne wat hier is, moet vandag weet, wat is die vrou eintlik in die oë van die Here? Uiters belangrik. Reg. Nou goed, kom ons begin. Daar is dit. Pragtig, né? Alle vrouens is mos maar mooi, is nie waar nie. Vra maar vir Dawid, koning Dawid het. Jy weet, maar vrou wees is nie net blote persepsie. Nou ons mans, veral hier in Suid-Afrika, deel in Amerika ook in 'n groot mate, het 'n spesifieke persepsie van wat 'n vrou eintlik is. Sy is die een wat moet skottelgoed was, sy is die een wat moet klere reg kry, en sy is die een wat moet dit doen, sy is die een wat moet dat doen, en jy weet, as ek in die aand by die huis kom, en ek gaan sit op die rusbank, jy weet, en met die black label of die white label in my hand, jy weet, dan moet die vrou dit aandra, jy weet. Nergens in die Bybel staan dit nie. En mag dit ook ons mans se persepsie van vrouens vandag verander. Selfs jou dogters, jou kinders wat in die huis is, jong dogter wat op universiteit is, moet ook weet, wat is die vrou in die oë van die Here? As ek dalk die geleentheid kry om met Vadersdag te preek, gaan ek vir die vrou sê, wat is die man eintlik in die oë van die Here? En dit gaan vir die mans meer skokkend wees as vir die vrou. Reg, kom ons gaan aan. Jy weet, dit behels 'n lewenswyse. En die woord sê dit duidelik, 'n lewenswyse wat kosbaar is in die oë van die Here. Nergens in die Bybel staan daar dat mans kosbaar in die oë van die Here is. As kom by die vrou, dan sê hy kosbaar in die oë van die Here. Reg. Die vrou word hoog geag deur die Here. Alhoewel ons dit nie regtig lees in die Bybel nie, maar as jy tussen die lyne deurlees, dan kom jy agter. As dit nie vir 'n ma was soos Nitsiba nie, was Dawid nie die koning waarvan die woord van die Here sê, en sy koninkryk sal weer opgebou word die laaste dae nie. Hy was 'n verworpe jong seun, toe hy 3 jaar oud is, toe hy klaar gesoog is, het sy pa hom uit Bethlehem uitgejaag tussen die herders. Nitsiba, die ma waarvan ons nie eens lees nie, het uitgesluip in die nag, want sy was in gevangenskap gewees. Daar in 'n huisarrest. Het sy uitgaan na Dawid toe daar in die veld, en hom geleer van God. Dawid, kyk na die maan, dis volmaan. En kyk môre na die son. Kyk na al die sterre, dis deur die God gemaak. En die Here God het 'n plan in jou lewe. As dit nie vir nietsie was nie, sou Dawid nie die baasvegter gewees het waarvan die Bybel sê nie. Weet, hulle praat van die baasvegter Goliat. Maar een van die soldate van Saul het na hom toe gegaan, daar terwyl Goliat daar onder staan, en het gesê, hier is 'n jong man. Hy's 'n baasvegter. Dawid was 'n baasvegter genoem voordat Goliat 'n baasvegter was. Maar dis 'n ander preek. Reg, kom ons kyk hier. Jy weet, die twee boeke van Rut en Ester en dan ook Hooglied en Spreuke praat baie van vroue. Nou moet jy die Hooglied nou gemaak om jou vrou daarmee te komplimenteer nie, jy weet, en daai dae, jy weet, as 'n man besê waar hy sê, jou tande lyk soos 'n pas geskeurde trop skape. Weet jy kan nie jou vrou daarmee, of jy weet, jy weet, die trosse druiwe, en al die tipe dinge. Jy weet, die tye het verander, is dit nie waar nie. Dink as jy vanmiddag vir jou vrou, jou tande lyk soos 'n pas geskeurde trop skape, dan sê jou 'n verskriklike klap gee. Want sy verstaan nie maar verpraat. Reg, goed, jy weet, Elia en die weduwee van Sarfat, die Here het nie Elia gestuur na 'n man toe, of na 'n ryk man toe nie, het hom na Sarfat toe gestuur, na 'n vrou toe. Dieselfde daar met Elisa, die vermoënde vrou van Sinem, en dan is so terloops, die Here Jesus, ons lees dit in die woord van die Here, dat die Here Jesus se bediening hier op aarde, was moontlik gemaak deur vermoënde vrouens. Dis wat die Bybel sê. Hulle het bygedra, daardie onderkleed wat hy aangehad het, wat sonder 'n naad was. Dit was 'n ryk manskleed wat 'n vrou vir hom gegee het. En dan aan die ander kant ook vrouens,
dit moet julle ook hoor, dat Samson is deur 'n vrou op sy knie gebring, tot 'n val. Hy het leeu's doodgemaak, maar 'n blurry, nee, maar, excuse, sorry vriend. Maar, daai ene, hoor, daai ene, het hom sê dat sy redderskap gekos. Ag, julle ken my teen hierdie tyd, nee, sorry vir my. Jy weet, en kom ons kyk, Paulus se bediening was so kragtig, maar 'n groep vrouens wat bymekaar gekom het en begin skinder het hom uit die stad uitgedryf. Kan jy sien wat is die krag van 'n vrou? Sien jy wat is die krag van 'n vrou wat langs jou sit? Nee, ek dink nie so nie. Nou vandag gaan jy reg. Maar jy weet, dit is ons moet versigtig wees. Jy weet, die Here ag die vrou baie hoog. En julle gaan sien hoekom. Reg. 1 Petrus 3 vers 3 tot 4. Julle versiering moet nie uiterlik wees nie. Hy sê nie daar, julle moenie uiterlik, julle moet sloppy wees en jy weet maar net met 'n paar sandale of 'n paar pantoffels mol toe gaan. Dis nie wat daar staan nie. Hy sê, maar moet nie jou fokus wees nie. Reg. Hy sê julle haarvlegte en omhang van goud en aantrek van klere nie. En die Bybel sê nie, jy moet dit nie doen nie, want ons kerke wat sê, julle mag nie so lyk nie, jy mag nie rooi lippies hê nie, jy mag nie met 'n mooi rokkie aankom nie, jy mag nie mooi skoene hê nie, dis nie wat die Bybel sê nie, hy sê, jou fokus moet nie daarop wees nie, want dit maak nie van jou, die vrou wat in die oog van die Here hoog verhewe is nie. Hy gaan aan, hy sê, en stille gees, maar die verborgde mens van die hart en onverganklike versiering van 'n sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is. En daar is die Griekse woordjie, politeles, uiters kosbaar en bruikbaar voor die Here. Daardie woord is eintlik swak vertaal, dit is nie net kosbaar nie, maar ook bruikbaar voor die Here. Reg. Uiters kosbaar en bruikbaar vir God, omdat die vrou op 'n besonderse wyse doel deur die Here en wyse en doel deur die Here geskaap is. Ons moet dit verstaan. Manne, julle moet dit verstaan. Jong manne, julle moet verstaan. As jy enige Eva soek wat saam met jou die lewe, wat saam met jou moet oud word, dan moet jy hierdie dinge onthou. En elke vrou moet dit ook onthou. Reg. Wat maak van 'n vrou bruikbaar en kosbaar in die oë van die Here? Want as sy in die oë van die Here so is, dan moet sy in ons manne se oë ook so wees. Reg? 1 Petrus 3 vers 1. En vrouens, bly net sit, moet nie uitloop nie. Asseblief. Nou nie loop nie. Maar kyk wat sê hierdie vers. Net so moet julle vroue aan julle eie manne onderdanig wees. Ja, hierdie woordjie word so totaal en al uit verband uitgeruk. Onderdanig beteken, as ek gesê het, dan moet dit so wees. Dis hoe ons groot geword het. Die vrou het nie 'n sê nie. Sy moet onderdanig wees aan haar man. Ek het al baie predikers en braders gehoor wat vir die vrou sê, maar as jy jou huwelik laat werk, wees dit onderdanig. Doen wat hy sê jy moet doen. Dis nie wat daar staan nie. Kom ons gaan kyk wat staan daar werklik. Hierdie woordjie onderdanig wees is die Griekse woordjie hupotasso, wat 'n militêre term is. Was daardie tyd gebruik vir die militêre, vir die soldate. Hupotasso, dit was die soldate waarna hulle verwys het daardie. En die Here gebruik hierdie woord om ons mans te laat verstaan wat die vrou se doel in jou lewe eintlik is en wat die vrou moet laat verstaan, waar pas sy in die huwelik. Nie skottelgoed was nie. Right? En al daai tipe dinge nie. Daardie hupotasso. Hupotasso ek het nou nog gesê wille. Dit beteken soldate wat onder beheer staan van hulle bevelvoerende offisier. Wie is die bevelvoerende offisier? Ek en jy as mans. En daai vrou wat langs jou sit, daai vrou wat langs jou slaap, word deur God beskou as 'n hupotasso, die soldaat. Jy is dalk die generaal. En dit moet ons vandag op 'n plek bring, dat ons as mans beter oordeel vel in ons huise. Want jou oordeel kan die soldaat laat verloor in 'n oorlog. Jou rigting wat jy aanwys as bevelvoer, daarom sê die Here, soos wat jy moet jou vrou lief hê, soos wat die Here die gemeente lief het.
Hupotasso. Reg. Die Here gebruik hierdie woord hupotasso om sy vertroue, sy wil en sy doel van die vrou in die gemeenskap, in die kerk en in die huis aan ons duidelik te maak. Die bevelvoerende offisier en die soldate veg in dieselfde geveg. Hulle veg nie teen mekaar nie, maar hulle veg in dieselfde geveg. Die aanvalle teen jou man by sy werk is die aanvalle teen jou ook, my vrou. Die aanvalle van jou vrou by haar werk of waar sou is ook jou aanvalle teen jou. Want Satan probeer daardie weermag, die bevelvoerende offisier en die soldaat probeer hy verwoes. Reg, maar nou, dit is noodsaaklik dat die soldate onderdanig sal wees, hulle moet luister wat die bevelvoerder sê. En in 'n oorlog het die bevelvoerende offisier, die generaal, het eintlik daar bo die berg gesit op 'n perd. Dan sê, steek die wit vlag uit. Steek die wit vlag uit. Reg, dit beteken, kom met mekaar en gaan reguit vorentoe. Of swaai die wit vlag, wat beteken, sprei 'n bietjie uit en vat hulle aan van alle kante af. Hy gee die opdragte van hoe die oorlog gevoer mag word om die magte van duisternis te verwoes. En dan, hupotasso beteken dat die vrou is eintlik die een wat die oorlog wen. Hoor jy wat ek sê? Die bevelvoerende offisier daai waarna die Here hier verwys op hupotasso is die een wat daar bo sit. Hy het die volle montering aan. Maar hy het deur al die gevegte gegaan om te weet hoe om te veg, waarvoor om op te pas. Hy kyk na die vyand en hy praat met sy soldate deur daardie syne wat hy vra. Maar die oorlog word gewen deur die soldate. Ek hoor niemand sê amen nie. Daarom moet ons mans versigtig wees wat jy met jou vrou doen. Want as jou vrou werklik weet wat sy is in die oë van die Here en sy begin bid, problems, my mate, problems. Maar, as jy soos die bevelvoerende generaal in jou huwelik optree, en jou vrou sê wat gaan aan in die buitewêreld, en hoe jy voel, en wat gedoen moet word vir jou kinders, vir jou finansies, vir jou boerdery, vir wat ook al jou raak, en sy weet wie sy is, want 'n vrou het 'n ander manier waarmee sy bid. Sy bid met passie, sy bid met emosie. Sy bid met alles wat hier binne in haar is. Een vrou het op haar knieë gaan en al wat sy gedoen het, sy het gefluister in so 'n mate dat Eli wat gehaat het, sy moes hardop bid en sy moet uitskreeu in die gebed. En hierdie vrou saggies by die Here, ek wil 'n seën hê. En as jy vir my 'n seën gee, Here, dan sal ek hierdie seën aan U weer toe vertrou. En die grootste profeet in die hele Bybel het deur daardie vrou se eenvoudige gebed, maar 'n kragtige gebed met passie en emosie wat sy voor God gebid, wat ons mans nie kan doen. Is daai man gebore. En so kan ons aangaan met vroue van krag. Jy net weet hoe Samson oorweldig is deur 'n vrou se krag. Die net op optrede. Dinge wat sy sê. En suster, luister vandag maar, jong vrouens, jong dames, meisiekinders hier. As jy begin bid soos wat die Here wil hê jy moet bid, sal daar vir jou deure oopgaan en jy sal wonderwerke aanskou, want dis wat die woord van God sê. Weet wanneer daar dood in die familie is, 'n vrou rou anders as 'n man ook. Sy rou met meer passie. Sy rou langer, want iets hier binne in haar hart is uitgeruk en die Here het vrouens gebruik om die kerk te sit waar hy nou is. En daarom gebruik Satan ook vrouens om verkeerd op te tree en dinge in 'n verkeerde rigting in te stuur. Dames, jy is 'n hupotasso. Manne, jou vrou, jou toekomstige vrou, jou dogters is hupotassos in training. As jy jou vrou toelaat om te bid, soos wat die Here wil hê sy moet bid, gaan die deurbrake in jou besigheid, in jou finansies, in jou huishouding en in jou kinders. Dames, moet nooit ophou bid vir jou kinders nie.
moet nooit ophou die Here aan te roep met daardie passie en daardie geestelike krag wat hy jou gegee het as vrou om vir jou kinders te bid vir redding, vir voorsiening en vir voorspoed nie, want ons mans kan nie so bid nie. Ons wees te maar eerlik. Ons dink ons kan. Dis daai drentjie in die Bybel sorry. Ek dink ek kan. Ek dink ek kan. Daai trek wat so teen die bot opgaan is al 'n preek daai. Reg? Maar, dit het nou gesê, né? Waar julle daar, die eintlike soldate, die soldate, is eintlik die wat die geveg wen, wat die deurbraak bewerkstellig. En wie wil ek vir jou vroue sê? Leer om die Here aan te roep. Moenie allerlei klierlantynkies aanleer om die Here, praat met die Here soos wat hy jou geskape het. Praat met die Here soos wat jy is, met jou stem, met jou emosie, met dit wat binne in jou is. Praat met die Here. Daar is hy. Dis 'n mooi uitbeelding van 'n Hupotasso vrou. Amen. Reg. Nou hierdie is die Bennett, die Donai. Dit is 'n swart stam daar in die noorde van Afrika. In die Tweede Wêreldoorlog het hulle generaal Bennett na Afrika toe gestuur. En hy het daar gekom om te veg met sy soldate en hy het by hierdie groep vrouens uitgekom. Van 'n sekere stam. Vicious. Wat geveg het soos manne nie kon veg nie. Hy het daai vrouens geopkommandeer. Hy het by die koning 'n ooreenkoms aangegaan om daai vrouens onder sy beheer te bring. En hy het oorlog na oorlog gewen met daai vrouens sonder gewere, 1 of 2 dalk. Maar wat hulle kon doen met die krag wat God hulle gegee het. Daar is 'n film wat nou gemaak is, The Woman King. Gaan kyk 'n bietjie daarna. Dit is gebaseer op ware feite van hoe vrouens kan beklei. Daai man het sy soldate gelos, die Engelsers gelos, en het hierdie vrouens het hy gevat om sy gevegte te wen. Besef jy wat se krag lê in jou? Besef jy wat se krag lê in jou? Gebruik daai krag wys. Gebruik daai krag so wat God wil hê jy moet gebruik. Besef jy wat se krag lê in jou? En in jou. Besef jy dit? Die Here sien jou as iemand, as 'n Hupotasso. Daar sal jy 'n paar films gemaak van hierdie vrouens vicious. Hulle het sulke lang naels gehad. Nie plastic nie opgeplak met plastiek nie. Maar wat hulle gegroei het, wat hulle skerp gemaak het, wat hulle gebruik het as wapens om manne se nekke af te sny en hulle uit te druk. Hulle het geweet, they know how to fight. En die Here weet hoe jy kan veg in jou gebedslewe. Het jou gemaak, het jou spesiaal gemaak, dames. Het jou spesiaal gemaak met 'n spesifieke doel en baie besighede. En baie mans gaan onder as gevolg van die gebrek van die vrou se krag in sy huwelik. Of dalk hoe die krag verkeerd gebruik word in die huwelik. Daarom is hierdie boodskap ook vir die manne bedoel. Om te weet, wat sê die Here eintlik? Hy net so met julle manne en jou vroue op die dag weer, so dat. Dan sê hy ook hoekom hierdie vrou moet erken word as die Hupotasso. Ons mans moet die vrouens erken as 'n Hupotasso. Die een wat kan bid soos wat jy nie kan bid. Dan beteken jy moet op bid nie. Jy moet haar die kans gee. Jy moet haar die kans gun om te bid oor dinge wat jy weet is 'n aanvegting van duisternis teen jou werk, teen jou besigheid, teen jou kinders. Jy moet dit met haar deel en jy moet haar die kans gee om te ontwikkel in hierdie Hupotasso wat God daarvan gemaak het. Of waarvoor God haar gemaak het. Sodat as sommige aan die woord ongehoorsaam as hy praat van ons mans, is hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin. Ja, manne, dit is scary om te dink hoeveel krag jou vrou eintlik in die oë van die Here het. Daarom moet ons versigtig wees hoe ons teen ons vrouens optree, hoe ons hulle behandel en hoe ons hulle eer. Reg? Van die vroue sonder, nou daardie woordjie wandel is die woordjie anastrofē in Griek wat beteken haar optrede,
beteken ook haar gesindheid, en dit beteken ook dit waarmee sy haar besig hou elke dag. Amen. Daai dinge, wat jy doen so wat die Here wil hê jy moet doen, sal selfs jou ongeredde man eendag tot bekering bring. Selfs jou man wat verslaaf is aan enigiets, as jy vashou en aanhou, en die vrou weet, gaan dit nie jare vat nie, dit sal ook weke of maande voordat daar verandering gaan inkom. Want die Bybel sê, sodat, vrouens verstaan julle wat julle steek jou hand op as jy weet, wie jy eintlik is in die oor van die Here. Moenie so hard. Steek hom op, man. Amen. Dat jou man kan sien, steek hom op, jou man kan sien. Baie wat jou man kan sien. Come on, baie wat jou man kan sien. Yes, you see. Right. As julle mans, julle reine, godvreesende wandel aanskou het. Daai godsvreesende beteken jou respek vir God se werke in jou lewe. Dit wat eintlik daar staan. Hoor wat sê die Here van die vrou? Spreuke 11 vers 8. Wie 'n vrou gevind het iets goeds gevind. Taal in Hebreëus. Wat beteken iets voordeligs, iets uitnemends. Dis vir haar staan. Wie 'n vrou gevind het iets goeds gevind. 3 sê vir jou vrou langs jou, ek het iets goeds hier langs my. Sê vir jou vrou, ek het iets goeds getrou. Sê dit man, moenie skaam wees nie. Dit kan jou toekoms bepaal. Of belemmer. Reg. En 'n welgevalle ratson in Hebreëus, 'n behaag en 'n guns van die Here verkry. Reg. Spreuke 31 vers 10. Wie sal 'n deugdsame vrou vind? Dis weer eens 'n militêre term wat daar gebruik. Dis 'n vrou wat kan hikel en wat kan skons bak en vetkoek kan bak en koek kan bak nie. Dit ook ja. Maar daar's baie mans wat dit baie beter doen as baie vrouens. Die beste kok in die wêreld is ons mans, so moenie van jou vrou afkyk. Wie sal 'n deugdsame vrou vind? Die Hebreëse woordjie is Chayil. Dis die vrou. Wat weer eens 'n militêre woord, daar sê Chayil, wat kom, so oorspronklik in die woordjie Chul, wat die militêre term gebruik. Wie sal 'n deugdsame vrou word? Wat paraat is. En daardie woordjie Chayil beteken standvastig. Dit beteken paraat, altyd gereed, die magte van duisternis te oorweldig. Onthou, Nitsiwa het Dawid die koning gemaak wat hy was. As dit ook nie vir Batseba was nie, het Salomo die koning geword nie. Want sy daar in die kamer in te gaan, toe Dawid nie meer mooi kon dink nie. Want daar lê, kan ek iemand? Nee, okay. Hy lê daar en toe Batseba ingekom en gesê, my koning, my heer, het u nie gesê, as dit nie vrou, daarom het die profeet Nathan daar ingestuur om met Dawid te praat. Ons kyk hierdie dinge baie keer mis, né? Reg, praat, dit beteken inherente krag, dit beteken om betroubaar te wees. Right, dit is hypotasso en Chayil, vrou, wat baie kosbaar is vir God. En daardie gesigsuitdrukking is wat jy moet ontwikkel, wat die magte van duisternis aan die deur van jou huis klop. Wanneer die magte van duisternis begin klop aan jou kinders se deure, waar hulle ook al in die wêreld mag wees, om aan te gaan in 'n binnekamer, om jou toe te sluit en vir die generaal te sê, los my nou uit, ek is besig om te beklei. Alright? En dan kan jy daai gesig handhaaf. Want Satan is bang vir 'n vrou wat kan dit. Daarom het hy vrouens gebruik om die meer eerbaarste en sterkste mans in die Bybel tot 'n val te bring. Right. Spreuke 31 vers 10. Wie sal 'n deugdsame vrou vind? Want haar waarde is ver bo korale. Manne, kan julle sê amen? Yes. Hy gaan verder en hy sê vir ons daar, want die hart van die man vertrou op haar. Vrouens, lewe 'n lewe voor die aangesig van God, dat jou man jou kan vertrou in alles wat sy pad langs kom. Want hy weet, jy's die een wat die geveg eintlik wen, nie hy nie. Reg.
Vertrou is betag, wat beteken glo in haar. Voel veilig saam met haar. En dan sy stel jou altyd gerus. En dis net 'n Gahiel en 'n Hupotasse vrou wat dit sal regkry. Vrouens, as jy begin bid, dan kan vanaand begin bid. As jy werklik waar die Here se aangesig begin soek soos wat jy is, nie soos iemand, nie soos Joyce Meyer of Benny Hinn of wie ook al nie, soos wat jy is, soos wat God jou gemaak het, gaan jou man baie gou verandering sien in die huis. Want die Bybel sê dit. Kyk jy, wat bring dit mee vir jou? Spreuke 3 vers 11. Die hart van haar man vertrou op haar, en aan wins sal dit hom nie ontbreek nie. Het julle dit gehoor, mans? Hy praat van die vrou, en hy praat van jou wins en jou voorspoed. Amen. Right. Spreuke 12 vers 12. So doen aan hom goed, sy doen aan hom goed, en nie kwaad nie, al die dae vir haar lewe. Ek weet, as baie vrouens hier wat hulle kom by 'n kerk bid hier, ek het al dit gehoor, nie hier nie, is nou nie hier nie. En jy weet, al wat hulle daar doen is hulle kla oor hulle mans. Hulle beskinder hulle mans. Susters, hou op daarmee. Kry 'n attitude van, weet jy wat? Dis my man daai, want ek is besig om hom te bid. Watch this space. Jy gaan iets sien in hierdie man se lewe gebeur, in sy besigheid en sy werk, want ek is 'n Hupotasso en iets gaan gebeur. Dat jou man een of ander tyd ook sal uitroep en sê, dis my vrou daai. Nee, dis my vrou daai. Amen. Yes. Goed. Vers 30, 'n vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. En ons het vanoggend die vrouens geprys. Geskenke gegee. Dan vat jou man jou uit vir ete. Maar vat haar uit met 'n ander gesindheid vanoggend. Met die wete, hierdie vrou kan die goed of die kwaad verander in goed in my lewe. In my besigheid en in my werk. Reg. En dan nog eenetjie daar. Spreuke 12 vers 4. 'n Deegsame vrou is die kroon van haar man. Sy is eintlik die koning in die huis. Dis eintlik waar haar staan. Kan jy sien dit verander ons persepsie, ons Afrikaner persepsie van vrouens heeltemal, né? Weet jy, broeders, ek preek baie in swart kerke. En ek wil vir jou sê, 90% van die lidmate van elke kerk waar ek tot dusver gepreek het, is mamas, swart mamas, alleen mamas, wie die pa weggeloop het. En as daai kind nog steeds suksesvol. Hoor jy wat ek sê? Moenie jou krag in God vergeet nie, dame. Moenie jou krag in God vergeet nie. En dan aanvaar jou man vanoggend hierdie boodskap, begin vir hom bid. Dat sy oë sal oopgaan en sy hart sal oopgaan, want dis God se woord wat hier praat, is nie vir jou burger nie. Right. Enige bevelvoerder of offisier sonder sy Hupotasse of sonder sy Gahiel op die oorlogsfront kan met sy volle wapenrusting dood lê op die oorlogsveld. Amen. En jy sien daai soldaat, daai generaal het sy volle wapenrusting. Maar hy lê dood. Reg. En dan Hupotasso, Gahiel. As jy die spieël kyk, dame, sien jouself as 'n soldaat van God wat hy aangestel het om jou huishouding in orde te bring. Om sukses in jou man se lewe daar te stel. Om sy besigheid te laat werk, om sy werk suksesvol te maak en om jou kinders tot redding te bring en voorspoed in hulle lewe te kan handhaaf. En jy gaan agterkom baie gou, gaan jou man deel word van daardie woord. Amen. Reg. En die laaste enetjie, net weer 'n Hupotasse. Kyk hulle hierdie tannie hier langs aan, moeg en uitgeput, maar sy bly staan. Sy bly staan. En ek bid vir die vrouens in hierdie gemeente vandag, almal wat hier is. Ek bid vir die mans, ook in die besonder. Dat ons oë sal oopgaan, manne. Wie het die Here eintlik aan jou sy geplaas? Jy dink jy het daar gekies. Adam het geslaap. Toe hy wakker word, sê, wat is dit? Toe is hy daar by hom. God het daar met 'n spesifieke doel
langs jou geplaas. Ek het op die harde manier in my lewe dit gedoen. So moet daar nie minag, moet daar nie minder ag as wat jy is nie, want sy is eintlik meer as jy in die oë van die Here. Here, ek bid dat jy ons mans die wysheid en die insig sal gee, om van hierdie dag af ons vrouens te behandel soos wat U wil hê ons moet dit doen. En dat jy ons vrouens daardie krag opnuut in hulle harte sal opwek, Here. Hier is dalk van hulle wat deur hulle manne abused word, Here, verbaal sleg gesê word, neergeplat word, Here. Ek bid dat hulle sal opstaan in hulle geesmens en dat hulle U hand sal vasgryp, o Here. So wat nie so wat uitgesluip het in gevangenskap om met haar seun te praat, Here, sal die vrouens uitsluip uit hulle omstandighede om met God te praat. En dankie, Here, vir herstel, vir voorsiening, vir opwekking, vir vernuwing, wat daardeur gepaard sal gaan. Ek eer U daarvoor, in Jesus naam.